Groete in die wonderlijke naam van onze Here Jesus Christus, onze Verlosser, een en elke kijker. Prys die wonderlijke naam van die Here. Dit is weer 'n voorreg om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees, om die woord van die Here met een en elk te kan deel. Prys die Here. Die woord van die Here is opgeteken in die boeke van Daniel 3. Prys die Here. Maar voordat ons aan die woord gaan, kan ons so 'n gebedjie opsê. Prys die Here. Almagtige Hemelse Vader, Here. Here, ons dankie, U is die opstanding en U is die lewe, Here. Here, ons dankie, Here, vir die geleentheid, vir die voorreg, Here, dat ons nog kan hoor, kan sien, Here, en dat ons nog kan getuig oor die goedheid, Vader, Here. Ons bid, Vader, Here, dat U die woord in een en elke hart sal seën, in die magtige naam van Jesus Christus. Prys die Here. Die Bybel verklaar die opskrif, die goue beeld van Nebukadneser, die 3 vriende van Daniel in die 4 oond. Prys die wonderlijke naam van jou. Versie 18 sê so mooi, maar so nie, laat dit U dan bekend wees, o koning, dat ons U gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat U opgerig het, nie sal aanbid nie. Prys die wonderlijke naam van die Here. Die titel, halleluja, van hierdie woord, prys die Here, dat ons nie sal buig vir afgode nie. Prys die wonderlijke naam. Die Bybel verklaar en hierdie koning Nebukadneser, halleluja, hy was besig gewees om 'n beeld, prys die Here, vir homself te bou. Hy was besig om vir hom iets te bou, halleluja, sodat mens, halleluja, hulle self daarvoor kan neerwerp. Maar die Bybel sê, en terwyl hulle besig was om hierdie beeld te bou, halleluja, gee hy opdragte vir hierdie manne en hy sê, prys die Here, wanneer hierdie beeld, prys die Here, ingerig gaan word, halleluja, sal daar sitters plaasgevind word, daar sal prys die Here, blasers plaasgevind word, prys die Here, daar sal luid, daar sal harpe wees wat, halleluja, wat sal geblaas word, prys die Here, daar sal 'n gejubel wees, halleluja, van hierdie beeld sal ingerig word, halleluja. Maar die Bybel verklaar, daar was hierdie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, halleluja. Hierdie manne, prys die Here, was manne wat die Here gedien het, halleluja. Hulle was manne wat die Here geken het in God se opstandingskrag, halleluja. Daarom sê die woord van die Here, halleluja, dat ons die Here in gees en in waarheid moet aanbid, prys die Here. En terwyl Sadrag, Mesach en Abednego, halleluja, daar voor die koning staan en al die volke voor die koning staan, halleluja, en terwyl, prys die Here, hierdie harp besig om geblaas te word, die basyn besig om geblaas te word, halleluja, sê die woord van die Here, almal het hulle neergebuig voor hierdie beeld, halleluja, almal het eer gebetoon, halleluja, aan hierdie beeld, prys die Here, wat Nebukadneser, halleluja, gebou het, prys die Here. Maar die Bybel verklaar, hierdie 3 manne was staande gewees, hulle het hulle self nie neergewerp voor hierdie beeld nie, hulle het hulle self nie, prys die Here, geverneder voor hierdie afgod nie, halleluja, hulle het gestaan in daardie staande posisie, prys die Here, en hulle het geaanskou, prys die Here, hoe die mense hulle self neerwerp voor hierdie afgod, halleluja. Hulle het geaanskou wat gebeur, prys die Here, hoe mense hulle self verneder. Maar die Bybel verklaar, en terwyl Nebukadneser aanskou hoe hierdie manne nog steeds in 'n staande posisie is, sê die woord van die Here, halleluja, dat Sadrag, Mesach en Abednego was gebeveel gewees om vasgeboei te word, halleluja. Hulle was gebeveel gewees, prys die Here, om in 'n vuuroond gegooi te word, omdat hulle nie gebuig het, prys die Here, vir hierdie beeld nie, omdat hulle nie gesubmit het onder hierdie beeld, prys die Here, voor hierdie afgod nie, halleluja. En ek dink daagliks, prys die Here, halleluja, kom die vyand, halleluja, dan wil die vyand hê ons moet submit, prys die Here, onder hierdie afgode, halleluja. Daar is verskillende tipe en soorte afgode in hierdie lewe, prys die Here, wat ek en u teekom, halleluja. Daar's
verskillende tipe van 'n afgode, halleluja, wat ons as mens, halleluja, van die Here af wil wegneem, prys die Here, om ons fokus van die Here af wil haal. Maar die woord van die Here verklaar, hierdie manne verklaar en hulle sê, koning, ons ag dit nie om te buig nie, halleluja. Rede hoekom hulle gesê het dat hulle ag nie om te buig nie, omdat hulle geweet het, halleluja, wie hulle anker is, omdat hulle geweet het wie hulle skepper is, halleluja. Hulle het geweet, prys die Here, wie hulle fondasie is, halleluja. Wanneer jy weet wie jou fondasie is, halleluja, kan die winde maar kom, prys die Here, kan enige taktiek van die duiwel kom, van jy weet in wie jy geanker is, halleluja. Sadrag, Mesach en Abednego, halleluja, hulle was gebou op die rots, halleluja. Hulle was geanker op die fundament wat genaamd is Jesus Christus. En die Bybel verklaar dat hulle word beopdrag om in die vuuroond gegooi word, halleluja. Ja, sommal word ek en u in die vuuroond gegooi, halleluja. Ja, halleluja, sommal word ek en u, halleluja, in die diepe waters gegooi, halleluja, terwille van ek en u se geloof, halleluja, in die Here Jesus Christus. Maar die Bybel leer my, hierdie 3 manne, halleluja, het boldness geneem, halleluja. Hierdie manne het courage geneem, halleluja, om nie op te gee, halleluja, om nie af te wyk, halleluja, van hulle maker, hulle saligmaker nie. Hulle het gestaan op sy beloftes, van die Bybel verklaar, halleluja, julle wat die Here herinner, prys die Here, julle moet nie rus nie. En ek besef, terwyl Sadrag, halleluja, Mesach en Abednego in die oond gegooi word, beveel die koning, draai daar die oond warmer, prys die Here. Ek besef dat die getal 7, halleluja, verwys na die perfektheid van die Here toe, halleluja, van ek besef, halleluja, in 7 dae, prys die Here, was die Here besig, en die 7de dag sê die woord, halleluja, dat Jesus het gerus, halleluja, halleluja, en hy teruggekyk na sy werke, prys die Here, en hierdie 7, prys die Here, verwys na so baie dinge, halleluja, en Sadrag, Mesach, Abednego, hulle was in die vuuroond gegooi, halleluja, hulle het gesê, al prys die Here, daag ons koning, al daag ons Here nie op nie, nogtans sal ons nie buig nie, al sou die Here ons nie red uit hierdie vuuroond nie, ag ons dit nie om te buig nie. Ons het geen rede om te buig voor hierdie beeld nie, ons het geen rede om te buig voor hierdie afgod nie, van ons weet, halleluja, daar's een God, halleluja, die God van Abraham, Isaac en Jacob, halleluja. Die Bybel verklaar, glory to Jesus, dat hy is die barmhartige Samaritaan. Hy verklaar, prys die Here, hy is ons saligmaker, hy is, halleluja, die een, prys die Here, wat die prys gebetaal het op die heuwel van Golgotha. En daarom staan, prys die Here, hierdie manne op hulle woord, hulle staan, prys die Here, op die belofte van die Here, waar hy sê, ek sal julle nooit begewe of verlaat nie, halleluja. Ek besef, prys die Here, hierdie vuuroond, halleluja, het gemaak dat hierdie manne, halleluja, staan op die weg en die waarheid van Jesus Christus. Nou die woord verklaar, en terwyl hierdie manne ingegooi was die koningse manne, prys die Here, van hulle het gebrand, prys die Here, maar hierdie manne, halleluja, terwyl hulle die probleem, halleluja, in die oplossing gooi, halleluja, sê die woord van die Here, en hulle het losgebrand, halleluja, hulle tulband het nie gebrand nie, hulle het nie geruik na rook nie, halleluja, ja, die winde het gekom, prys die Here, maar I'm still standing, prys die Here, die teleurstellings het gekom, halleluja, maar hulle het gestaan, halleluja, hulle het geweet, prys die Here, halleluja, dat wanneer jy die Here aanroep, sal die Here jou antwoord. Die Bybel verklaar, Jesus, prys die Here, maak elke storm in jou lewe stil, prys die Here, wanneer jy hom aanroep, prys die Here. En terwyl hierdie manne, prys die Here, wat so profound is, halleluja, terwyl hulle staan, halleluja, en die Here begin lof, prys, terwyl hulle staan, prys die Here, want ek besef, halleluja,
halleluja. Dis jou lofprysing wat begin saak maak by die Here, halleluja. God lewe onder die lofsange van sy volke. En ek besef terwyl hierdie manne besig was om die Here te loof, te eer en te aanbid, halleluja, terwyl hulle sy grootheid aanbid, terwyl hulle erken dat hy die ere koning is, sê die woord van die Here, die koning merk toe op, daar is iemand, prys die Here, wat toe opdaag, halleluja, in die vuuroond, halleluja. Hy sê, daar's 'n vierde persoon, halleluja, wat opgedaag het. Hulle het gedink, prys die Here, dat hulle die probleem, halleluja, hulle van ontslaag geraak het, maar hulle het die probleem in die oplossing gegooi. Jesus sê, halleluja, al gaan jy deur die vuur, sal dit jou nie, halleluja, uitbrand nie. En terwyl hierdie manne, prys deur die Here, remind aan sy belofte, Here, U het gesê, as al gaan ons deur die vuur, Here, sal dit ons nie verskroei nie. En terwyl hulle in die vuur gaan, halleluja, het hulle geweet dat Jesus, halleluja, sy appearance gaan maak, prys die Here. Jesus het sy appearance gemaak, halleluja, van hy sê, hulle wat my aanroep, halleluja, sal ek tot 'n hulp kom. En Jesus het tot 'n hulp gekom vir Sadrag, Mesach en Abednego, halleluja. Die probleem, prys die Here, was opgelos, want Jesus was in hulle teenwoordigheid. Die probleem het verander, van Jesus was teenwoordig, halleluja. Hulle het gestaan op hulle belofte, ek sal geen afgod aanbid nie. Hulle het gestaan op hulle woorde, ek sal nie afwyk van die beloftes van die Here nie. En terwyl Sadrag, Mesach, Abednego, prys die wonderlike naam van die Here, losgebrand het, en terwyl Jesus, prys die Here, halleluja, teenwoordig was in hulle stryd, sê die koning, luister, ek sien daar is 'n vierde man, halleluja, hulle sal erkenning gee, hulle sal die Here gewaar oor jou lewe, hulle sal die Here gewaar oor jou toekoms, prys die Here, omdat jy staan op die belofte van die Here, omdat jy staan, halleluja, in die akker van die Here. Sal jy geen afgod aanbid nie, of sal jy sal nie buig vir enige afgod nie, prys die Here. En die woord verklaar, Sadrag, Mesach, Abednego kom toe uit, halleluja, hulle was losgebrand gewees, halleluja, ja, jy was dalk vast gewees, prys die Here, probleme, teleurstellings, het 'n manier waar dit vir jou druk, prys die Here, het 'n manier waar dit jou bring op 'n punt, halleluja, waar jy nie meer die Here, halleluja, wil dien nie, waar jy nie meer, halleluja, die ywerheid het, halleluja, om die Here aan te roep nie, prys die Here. Maar hierdie vuuroond het gemaak, halleluja, dat Sadrag, Mesach en Abednego, prys die Here, uitstaan, halleluja. Die Bybel verklaar dat elke knie sal buig en elke tong sal bely, en terwyl Nebukadneser aanskou, daar is iemand, prys die Here, 'n vierde persoon, halleluja, in die vuuroond roep hy hulle uit, halleluja, en hy het gekom tot in 'n posisie waar hy sy knieë buig, halleluja, om seker te maak, is dit die ere koning, halleluja. Die Bybel verklaar, en Nebukadneser het geërken, halleluja, dat die God van, halleluja, Sadrag, Mesach en Abednego 'n waarmaker is, halleluja. Sommige dink ons die probleme, sommige dink ons dat huidige situasies, prys die Here, is daar om ons te breek, dit is daar om ons nader te kry aan die Here, dit is daar om ek en u, prys die Here, nader te bring aan Jesus, prys die Here. Dalk het ek en u te ver gedwaal, halleluja, soos hier die verlore seun, ons dwaal sommige te ver, prys die Here, sommige is ons te besig met aardse dinge, en dis waar die afgode inkom, sommige, prys die Here, vergeet ons, halleluja, soos die woord verklaar, om ons Bybels moet lees, sodat ons kan groei. Sommige vergeet ons, halleluja, dat ons daaglikse gatherings, prys die Here, nie moet vernalaat nie, maar ons moet ten alle tye die Here behaag, prys die Here, ons moet ten alle tye die Here tevrede stel, ons moet ten alle tye die liefde van Jesus in ons harte het,
halleluja, en dis waar ons sal kom tot op 'n punt, waar ons sal sê, ons sal nie buig nie. Ja, die lewe het my geknak, maar ek sal nie buig nie. Ja, mense het my vervloek, maar ek sal nie buig nie. Ja, dinge het gekom na my kant toe, maar ek sal nie buig nie, want ek weet aan wie ek geanker is. Ek weet wie my verlosser is. Ek weet wie my saligmaker is. Ek sal nie buig nie, prys die Here. Al kom wat se teleurstellings, al word wat se klippe gegooi, ek sal nie buig nie. Maar die woord van die Here verklaar, halleluja, Nebukadneser wat homself 'n koning, halleluja, genoem het, Nebukadneser, prys die Here, wat homself hoog geag het gekom in die posisie waar hy buig voor die aangesig van die Here, halleluja. Dis waar hy die kruis van die Here geaanskou het. Daar het die verlossing, prys die Here, van die Here gekom vir Nebukadneser. En so, halleluja, kom die verlossing vir ek en u, halleluja, wanneer ek en u in ons diepste dal is. Dawid beskryf die gedagte, halleluja. Hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, halleluja. Van hy het geweet, prys die Here, dat hy nie alleen wandel nie. Hy het geweet dat hy nie alleen in sy situasie is nie. Hy het geweet dat hy nie alleen deur die strome, deur die dalle, of deur die probleme, of deur whatever in die lewe gaan nie. Maar hy het geweet dat daar is iemand wat altyd daar is. Iemand wat genoem word 'n ware vriend, halleluja. Iemand wat sy hand gehou het, halleluja. Iemand wat hom toegemaak het, halleluja. Wanneer mens, prys die Here, hom afgebreek het, weet hy waarna toe om te gaan, weet hy waarna en vir wie om aan te roep, halleluja. Hy het nie 'n vriend aangeroep nie, hy het nie 'n mens aangeroep nie, maar hy het die Here aangeroep. Hy kon verskillende dinge aangeroep het, hy kon verskillende, prys die Here, afgode gaan dien het, prys die Here, omdat sy verhouding met die Here nie uitgewerk het nie, maar hy het geweet in wie hy geanker is, hy het geweet wie sy staande rots is, hy het geweet wie sy bergvesting is. Daarom het Dawid, halleluja, nie omgedraai nie. Daarom het Dawid nie omgekyk nie, maar hy het geweet wie sy anker was. Prys die wonderlike naam van die Here. En dit is so ironies, prys die Here, dat hulle het gedink, halleluja, hulle raak ontsla van die probleem, maar hulle het die probleem in die oplossing gegooi. Prys die Here. Jesus, halleluja, daag op in die vuuroond, en Nebukadneser kom tot op 'n punt waar hy voel genoeg is genoeg. Ek kan nie meer nie, ek moet die Here aanneem. Daarom is dit belangrik, prys die Here, geagte broer, suster, halleluja, dat ons die Here moet aanneem. Halleluja, die woord van die Here verklaar, Jesaja 59, maar daar is geen verlossing sonder bekering nie. En dis waar, halleluja, hierdie koning tot beseffing gekom het, halleluja, dat ek moet hierdie koning, hierdie God, halleluja, van Mesach, Sadrag en Abednego aanbid. Prys die Here, dis hoekom is dit daagliks belangrik, halleluja, dat ek en u, prys die Here, se verhouding met die Here ten alle tye goed moet wees, prys die Here. Van ons weet nie wanneer is die koms nie, ons weet nie wanneer kom die Here nie, halleluja, maar ons moet ten alle tye op ons plek wees. Ons moet ten alle tye, halleluja, die Here behaag en nie terug gaan na Egipte land toe waar daar afgode is nie. Ons moet nie terug gaan, prys die Here, na die verlede toe nie. Wanneer dinge nie uitwerk, halleluja, druk deur, halleluja. Wanneer dinge voel, halleluja, dat jy word in 'n hoek gedruk, druk deur, prys die Here. Moenie terugdraai om afgode te gaan dien nie. Moenie terugdraai, halleluja, om bevrediging te soek in die wêreld, halleluja. Van die wêreld het niks vir ek en u nie, halleluja. Daarom sê Jesus dat ek het gekom om vir julle lewe en lewe in oorvloed te gee, halleluja. Die wêreld, prys die Here, is daar om ek en u dood te maak, halleluja, om ek en u van koers af, halleluja, te laat gaan, prys die Here. Maar die Here, halleluja, los sy riglyn vir ek en u, wat die Bybel is, prys die Here. Hy los sy kompas vir ek en u, halleluja, om ons te lei, om ons te leer, prys die Here, aangaande hierdie weg, prys die Here. En daarom verklaar die woord van die Here dat ons die wetboek van die Here
dag en nag moet bepeins. En ek besef dat hierdie manne het die wetboek van die Here dag en nag gebepeins, prys die Here. Daarom het hulle nie afgewyk van die woord van die Here nie. Daarom het hulle nie teruggegaan op saam met die ander volk gebuig nie, maar hulle het geweet, prys die Here, dat hierdie God, halleluja, hy 'n lewende, makende God is, halleluja. Hulle het geweet, hierdie God, prys die Here, hy 'n waarmaker is. Daarom, dierbares, prys die Here, dis baie, baie belangrik, halleluja, wanneer die lewe ons druk om nie enige afgod te gaan dien nie. Van die Here was tot dusver goed vir ek en u. Die Here het tot dusver ek en u deurgedra. Die Here het tot dusver aan ons gedink, halleluja. Omdat die probleem nou kom, prys die Here, sê dit nie ek moet teruggaan wêreld toe nie. Wanneer die probleem kom, moet ek weet in watter posisie om in te gaan, halleluja, om die Here aan te roep en sodat die Here ek en u se gebed kan verhoor. Halleluja, daarom is my titel dierbares en ek staan op die gedagte, halleluja, ons sal nie buig nie. Prys die Here, ons, halleluja, sal nie terugdraai. Halleluja, ons sal nie opgee, halleluja, op hierdie God wat ons gedra het, wat vir Moses 'n weg gemaak het, halleluja. Hierdie God wat vir Samson 'n weg gemaak het, hierdie God wat die dood geoorwin het. Ons sal nie buig voor enige afgod nie, maar voor hierdie God van Abraham, Isak en Jakob. Halleluja, dierbaars van die Here, mag die Here ons versterk, mag hierdie woord, prys die Here, halleluja, in ons harte geplant word, prys die Here, mag die Here ons lewens radikaal kom verander. Die Here seën ons, die Here versterk julle in die magtige naam van Jesus Christus, totdat ons weer mekaar sien. Amen en amen.